Goed, op bladsy 11, voorbeeld 3. Hulle gee vir ons dat die som tot die endeterm is 2n kwadraat plus 9n. Nou vra hulle, hulle vra 'n paar vrae. Die eerste vraag wat hulle vra is bepaal die eerste 3 terme. Dan kom hulle en sê, bepaal vir nommer 2, bepaal die 12de term. En dan sê hulle, jy moet dit doen deur hierdie formule te gebruik. En dan nommer 3, sê hulle, bepaal die 12de term deur die formule vir deur Tn formule te gebruik. Is julle met my? OK. Nou, al wat ons doen is, hulle wil die eerste 3 terme hê. So hulle wil weet, wat is term 1, wat is term 2 en wat is term 3. Ek kan egter uitwerk wat is die som tot die eerste term. So dis 2 maal 1 tot die mag 2 plus 9 maal 1. So 2 maal 1 tot die mag, so dis 2 plus 9 is 11. Nou, ek kan dan nou direk onmiddellik sê dat daai eerste term is 11. Stem julle met my saam? OK. Term 2, kyk gou vir my baie mooi. Term 2 is egter gelyk aan die som tot die tweede term minus die som tot die eerste term. Maak dit vir julle sin. OK? So, die som tot die tweede term is 2 maal 2 kwadraat plus 9 maal 2 en daarvan moet ek aftrek die 11 wat ek nou net bereken het. Reg? Het julle hom? OK. Nou, so, wat is daai term? Is 4 maal 2 is 8, plus 18 is hoeveel? Plus 18 is hoeveel? 8 plus 18 is hoeveel? 26 minus 11? Sorry? 15. So dis term 2. En term 3 is gelyk aan die som tot die derde term minus die som tot die tweede term. So dit is dan nou die derde term is 2 maal 3 kwadraat plus 9 maal 3 minus die som tot die tweede term, en ons het hom nou net uitgewerk as hoeveel? Nee, dit was term 2, maar die som tot die tweede term. Het ons nou net gesê, dis 8, 26, né? So wat is daai ene dan? 19, het hulle hom so uitgewerk. OK, so dis nogal iets belangriks wat ons nou moet onthou, behalwe vir al die formules wat ons gaan nou ken het, is die ende term n, is gelyk aan die som tot die ende term minus die som van die ende term minus 1. Dit moet jy altyd onthou. Nou, wil ek gou vir julle vra, probeer gou vir my term 12 uitwerk. Hoe lyk term 12? Term 12 is gelyk aan, gee eers vir my die formule. Term 12 is gelyk aan wat?
Nie sit en werklik gee vir my die formule, ek wil dit hoor. Nee, hulle vra nie vir die som tot die 12de term nie. Hulle vra vir die 12de term. Ons het dan nou net na hierdie formule gekyk. Kyk gou hierso. Ons het nou net na hierdie formule gekry. Hoe skryf ek dan nou term 12? As wat skryf ek hom? Die som tot die 12de term minus die som tot die 11de term. En dan kan jy vir hom uitwerk. So jy gaan basies nou skryf dat 2 maal 12 kwadraat plus 9 maal 12 minus 2 maal 11 kwadraat plus 9 maal 11. Dit in jou sompomp insit, dan gaan jy bepaal dat die 12de term is 55. Die derde probleem, sê nou moet ek die algemene term gebruik. So ek moet nou sê, ek moet nou gebruik daai Tn is gelyk aan A plus N minus 1 tot die mag 8 maal D. Die vraag is, het ek vir A en het ek vir D? Wel, ons het ons nou net die eerste 3 terme uitgewerk en ons het gesien hulle is 11, 15 en 19. Stem julle met my saam? Hallo? So ons weet dis 11, 15 en 19. Wat is die derde ene? Die derde ene is 19, ja. So kom ons kyk gou, wat is A dan? So 11 is dan gelyk aan A, né? En gee hulle vir my is 12. Ons met die 12de term. So nou moet ek net D uitwerk. So 15 minus 11 is 4. So om die 12de term uit te werk, is dit gelyk aan A wat 11 is, plus 12 minus 1 maal 4. En dan sal ons sien dat daai term is 55. Ons kom by dieselfde antwoord uit.